Dit is my klein kombuisie hierso. Ek maak alles in hierdie kombuis. Van bak en brou en you know weet ek kan bakkies op hulle, ek kan hierso grill, ek kan kook, wat ook al hulle wil vir sy maak ek. Ontmoet George Stadler, 'n Alberton chef wat volgens sy familie lag iets uit niks in die kombuis kan maak. Sy passie vir kos maak is onmiskenbaar, maar iets wat minder opmerklik is vir Jan Alleman, is die feit dat George byna heeltemal doof is. Sê my, het jy 'n gunsteling liedjie? Skus toe? Het jy 'n gunsteling liedjie, 'n sang? Ja, as ek my gehoor aan het. Volgens die mediese verslae en goed alles, het ek op my regterkant 2% gehoor. En op die linkerkant het ek geen gehoor nie. Ek kan nie die voëlse geluid hoor nie. Ek kan niks buitekant hoor nie. Ek kan niks om my, nie musiek om my of niks kan ek hoor nie. Maar dit was nie altyd so nie. Sy gehoorapparaat het in Februarie vanjaar gebreek. En sedertdien moet hy daarop staat maak om mense se lippe te lees. Partykeer hoor ek verkeerd, dan doen ek 'n verkeerde ding. Soos nou die dag sy sê vir my, George, kom tel vir my, jy moet die stok tel, alright? Ek sê, wil jy stroor aan my? Nee, dit is 'n verkeerde ding. Nou, lag almal goed. Melanie May, eienaar van Mel's Pub and Grill waar George werk, en haar man Jannie, het gehelp om geld in te samel vir George se nuwe gehoorapparate. Ek kry op die 6de April, dit is nou môre, ek kan nie wag daarvoor nie, kry ek my gehoorstelle. Jannie vir my gesê het, hy het op die 1ste van April probeer hy April Fool met my speel. En hy sê vir my, hoorie, die dokter het laat weet, dat jy eers die 13e jou gehoorstelle gaan kry. Ek sê, ek wil dit die 6de. Ek is skaam partykeer oor die, ek kry baie maklik seer. Verstaan baie mooi is, as iemand vir my sê, jy is 'n dowe gat. Verstaan wat ek bedoel is. Dit maak my fisies kwaad en seer en goed alles. En dan kom ek en dan chunk ek my chunk uit hier agter en dan gaan ek maar weer vorentoe en gaan ek maar aan. En dit is baie keer baie moeilik. Hy was omtrent ekstaties op Woensdag 6 April, na hy weer met die hulp van sy nuwe gehoorapparate kon hoor. Now, don't skitter now. Oh, yeah, don't skitter now. Now, if you people just want to press your fingers in your ear for a moment, both fingers, do that. Put your fingers in your ears. That's how you felt. When George could hear, it was just like, he burst into tears and it was just like, I can't even explain. He was so happy. While we were busy driving, the cars next to us, when we stopped at the robot, you could actually hear all windows closed, but he could hear the people's music playing in the car next to ours. We can't even hear it. I think his hearing is now really better than ours. He even told us to put the radio softer. Dit is wonderlik om die voelsgesang, die karre, die motors, die busse, die televisies en hierdie klank hier in die plek ook vanaand, dit is verskriklik kliphartig. Ek moet nou eers geboot word om al die klank te verwerk, maar dit is verskriklik lekker om te kan hoor. Die eerste ding wat ek vandag gehoor het, is die dokter se stem, wat hy vir my gesê het is, George, en ek het uitskoud geword. Ek kan net sê, dank God, ek kan hoor, dank vir my vader, dank vir almal wat daartoe bygedra het, dat ek kan hoor. Ek is net dankbaar vir alles.